Goeiedag liewe geloofsfamilie. Dit is my lekker om vir jou welkom te sê by hierdie tydjie wat ons gaan saam spandeer. Die skool het begin, die dinge is aan die roer en aan die beweeg, maar ek hoop dat jy vir 'n oomblik kan kom rustig raak en jouself oopmaak vir dit wat die Here ook in hierdie oordeenking met jou wil deel. Here, dankie vir 'n nuwe jaar, dankie dat ons na 'n lang vakansie weer kan terug wees en dat ons kan opgewonde wees oor die jaar. Here, in hierdie jaar lê voor ons en ons weet glad nie wat gaan gebeur nie. Maar Here, ons weet een ding en dit is dat ons saam met U die pad kan stap. Dankie dat U ons uitnooi om elke dag saam met U te kom loop, saam met U te kom lewe, soos wat ons U volg. So Here, mag ons in 2026 leer wat dit beteken om in die eerste plek U volgers te wees. Dankie dat daai uitnodiging elke dag nuut is. Dankie Here dat ons ook met ons tema van hierdie jaar, van kom saam, iets kan vier van U wat vir ons sê kom saam, maar ons wat mekaar ook kan aanmoedig om te sê kom saam met ons op hierdie reis, sodat ons U dieper en meer intiem kan leer ken. Dankie dat ons ook nou uit die pelgrimspsalms juis iets daarvan kan leer. Mag U ons seën as ons rustig raak en as ons lees. Amen. Vriende, so die tema van 'n reis, of van pelgrims wat reis, word in die afgelope tyd in die kerk ongelooflik baie gebruik. En ek dink met 'n goeie rede, want dis absoluut so dat ons as mense op 'n reis is. Wanneer ons na die Bybel kyk, dan sien ons dat om te reis van die vroegste tye af deel is van mense se lewens. Mense in die Ou en Nuwe Testament het beweeg. Daar het fisiese reise plaasgevind waar mense moes trek tussen lande. Ek dink aan Abraham en sy nageslag. Ek dink aan die volk wat weggevoer is, teruggegaan het huis toe. Dan dink ek in die Nuwe Testament aan Jesus se tyd waar hy baie op reis was, maar ook dan aan die einde van die 1ste eeu waar mense letterlik ook moes vlug en moes reis en hulle self op 'n nuwe plek gaan vestig. Nou hierdie beeld van reis is baie oud, maar dis ook nog steeds ons realiteit. Want ons staan aan die begin van 'n nuwe jaar. Ons weet nie wat ons reis vir ons inhou nie. Maar ons het op 'n manier 'n paar sleutels wat ons reis vir ons kan dieper en meer betekenisvol kan maak. En 'n deel in die Bybel wat veral praat oor reis is die pelgrimspsalms. Dis hierdie groepie psalms wat gesing is deur die volk wanneer hulle letterlik op reis was, wanneer hulle Jerusalem toe gegaan het om die feeste te vier of wanneer hulle wou gaan aanbid het. En dan het hulle soos wat hulle reis, het hulle hierdie gedigte opgesê en hierdie liedere gesing om hulle afhanklikheid uit te spreek, om mekaar te herinner van waaroor dit gaan, maar ook om iets vas te vang van ons is mense wat aan die beweeg is, want God nooi ons uit om saam met hom te beweeg. Nou ons gaan vandag na 5 dinge kyk wat ons uit die pelgrimspsalms uit leer in terme van ons reis. Nou daar sou nog goeders kon wees, ons gaan nie by alles uitkom nie, maar so aan die begin van 'n nuwe jaar gaan ons hierdie 5 dinge vat uit die pelgrimspsalms en ons gaan sê, maar Here, ons wil graag hierdie dinge deel maak van ons pad saam met U, want ons weet U nooi ons uit om saam met U te reis. En hoe lyk dit? Kom ons kyk hoe lyk dit. Die eerste ding waarna ons gaan kyk, is die feit dat dit so nodig is om op ons reis die Here se goedheid raak te sien, doelbewus raak te sien. In Psalm 126 vers 1 tot 3 lees ons, toe die Here die lot van Sion verander het, was dit vir ons soos 'n droom. Ons het gelag en gesing. Onder die nasies het hulle gesê, die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Die Here het groot dinge aan ons gedoen. Ons was bly. Ons was bly. Vriende, ons reis word absoluut bedreig wanneer ons dit 'n resies maak. En daarom die tema ook reis of resies. Wanneer ons begin jaag, dan is die goeie dinge wat God doen, die positiewe dinge in my lewe, die dinge wat ek stelselmatig begin mis, want my fokus is nie daar nie, my fokus is op wat nog moet gebeur,
of allerhande ander dinge, want ons word moeg en raak uitgebrand en dan sien ons nie meer die mooi dinge raak nie. Wanneer die volk hierdie dinge vir mekaar sê op hulle pelgrimstogte, dan reflekteer hulle oor die wonderlike dinge wat die Here al aan hulle gedoen het. En ons besef dat die volk baie keer deur verskriklike tye is. Maar die Here het ook groot dinge aan hulle gedoen. En daarom was dit vir hulle belangrik om dit te vier. So in 2026 moet ons die besluit neem om doelbewus die goedheid van die Here raak te sien en dit te vier. Want hy doen nog steeds pragtige dinge in ons lewens. Die vraag is, doen ons die moeite om dit raak te sien? Of hardloop ons eenvoudig verby? Die tweede ding van die reis, wat ons uit die pelgrimspsalms leer, is dat die Here ons nooi op die reis. Ons nooi nie vir hom op die reis nie. Hy is die een wat beweeg en hy sê, kom saam. Ons is nie die mense wat sê, Here, ons is in beheer en u kan maar net saamkom om my drome te kom waarmaak nie. Hoor wat sê Psalm 127 vers 1 en 2. As die Here die huis nie bou nie, swoeg die wat daaraan bou te vergeefs. As die Here die stad nie beskerm nie, waak die wat dit beskerm te vergeefs. Te vergeefs dat julle vroeg opstaan en laat gaan slaap om met moeite 'n bestaan te maak. Vir die wat die Here liefhet, gee die Here dit in hulle slaap. Hierdie Psalm skets een van twee werklikhede. Een, 'n plek en 'n reis waarin ek in beheer is, waar ek bou, waar ek reusies jaag. Aan die ander kant 'n plek waar hy bou, waar hy beskerm. En ons het aan die begin van die nuwe jaar ook 'n besluit oor in watter realiteit ons gaan inbeweeg. Hy bou die stad. Hy beskerm die stad. Hy's die een wat voorloop. Wanneer raak ons moeg? Wanneer raak dit moeite? Wanneer ons dink hierdie reis gaan net oor ons. Wanneer ons dink ons stap voor en hy moet maar invul by ons planne. Wat bou jy in 2026? Is dit jou planne? Is dit jou reis? Of besef ons dat dit God se reis is en dat ons kan deel raak van sy reis? Dan raak dit ligter. Dan raak dit meer sinvol. Die derde ding wat ons leer uit hierdie groep psalms uit, is dat ons moet leer om te wag. Nou, in 2026 is dit dalk die grootste uitdaging. Want ons woon en leef in 'n kitskultuur, verbruikerskultuur, waar ons onmiddellik dinge kry, as ons daarvoor lus kry. As ons enige behoefte het, dan kan dit onmiddellik na ons kant toe kom. Psalm 130 vers 5 tot 7 help ons. Ek stel my vertroue in die Here, ek vertrou op hom. Ek wag op die vervulling van sy woord. Ek wag op die Here, meer as wat die wagte op die môre wag. Wagte op die môre. Wag op die Here, Israel, want by die Here is daar troue liefde, by hom is die verlossing seker. Vriende, die lewe is 'n gejaag. Die lewe is 'n reisies. Ons praat baie van die ratreis. Ek dink vir 'n oomblik, dalk was julle met vakansie in die afgelope tyd, en dan is mens so lus om by die bestemming aan te kom. En dan is daar padwerk op die pad. En dan moet mens wag. En dan kom mens daar aan net as die bordjie geswaai het en ons moet nou stop en ons wag 20 minute. Hoekom is daai padwerke nodig? Sodat daar herstel en heling kan kom in die area. Is dit nie baie keer vir ons ook nodig om te leer wag en te leer stop nie, sodat ons heling en groei kan beleef? Padwerke, tye van stop, tye van wag is deel van ons reis, en as ons nie gaan vrede maak daarmee nie, dan gaan ons uitbrand. As ons hierdie jaar gaan vat en nie doelbewus wag en vertrou op die Here tye gaan inbou nie, dan gaan ons flenters wees teen Maart. En ons almal het dit al beleef. Hoe gaan jy in hierdie jaar doelbewus in jou dagboek inbou dat jy moet stop? Beteken dit dalk om 'n dag vir die Here af te sonder in die week? Beteken dit om weer so 'n bietjie te hercommit vir kerk toe kom, vir inskakel by 'n groep, dalk vir stilte en afsondering, dalk vir meer tyd in die natuur? Hierdie is nie iets wat ons belas omdat ons dit moet doen nie. Hierdie is iets wat ons nodig het.
En sonder dit val ons uitmekaar uit. Hoekom? Want daar in daai ruimtes beleef ons vir God self. Wag op die Here. Die vierde ding, daar gaan in hierdie jaar dinge wees wat bo jou vermoë is om te hanteer. Dis 'n feit. Dis 'n feit. Psalm 131. Selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, Here. Ek maak my nie besorg oor groot dinge wat bo my vermoë is nie. Ek het rus en kalmte gevind. Soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. Wag op die Here, Israel, nou en vir altyd. Weereens iets van wag, maar op 'n dieper vlak, iets van afhanklikheid. Die Psalm praat van dinge wat bo my vermoë is. En vriende, ons is mense. Ons sukkel. Ons maak droog. Ons pak dinge aan sonder dat ons gereed is daarvoor. En dit lyk baie keer tot seer kry. Ook van verhoudings wat skade ly. Hoe gaan ons in hierdie jaar besef, maar dinge bo my vermoë is deel van die storie, maar dit is nie slegte nuus nie. Dit is eintlik goeie nuus, want in daai ruimtes leer ons wat afhanklikheid beteken. Oor afhanklikheid kan ons baie sê. Kom ek som dit op hierdie manier op. Afhanklikheid beteken nie dat ons net sit en niks doen en wag nie. Hierdie wag is 'n aktiewe wag. Beteken ek bring my kant, ek doen wat ek kan, maar is ek oop vir die Here se wil om te geskied in my lewe? Is ek oop dat my planne dalk nie altyd in lyn is met sy planne nie, en dat dit daarom moet skuif? Is ek besig om oop te wees vir dit wat God wil doen? En pas ek dan by hom aan? Afhanklikheid beteken om my bes te gee, maar om te vertrou dat die Here nog steeds die regte dinge laat gebeur, en om dan okay te wees as my plannetjies dan dit nie maak op die einde van die dag nie. 'n Laaste ding wat ek graag wil uitlig uit die pelgrimspsalms uit, is die vraag, maar wie reis nog saam met jou? Wie is jou mense? Wie is jou geloofsfamilie? Wie het die Here op jou pad geplaas? Psalm 133 vers 1. Hoe goed, hoe mooi is dit as broers eensgesind saamwoon. Eensgesindheid. Dit beteken nie ons as geloofsfamilie gaan altyd saamstem oor alles nie. Ons verskil met mekaar, spiritualiteite verskil, gawes verskil, persoonlikhede verskil, lewensomstandighede verskil, die manier hoe ons na die lewe kyk verskil. Maar eensgesindheid beteken dat ons besef, maar ons is saam op hierdie reis, dieselfde God nooi ons, en ons kan dit saam aanvaar, en dat die Here ons ook vir mekaar gee. Kom ek vra vir jou eenvoudig hierdie twee vrae. Vir wie wil jy groter inspraak in jou lewe gee in hierdie nuwe jaar? En aan die ander kant, vir wie kan jy meer daar wees? Want God gee ons vir mekaar, sodat hierdie reis meer vreugde inhou, meer ondersteuning inhou, en sodat ons daar kan wees vir mekaar. Want dit reflekteer die verhouding wat ons met ons God het. Vriende, hierdie week by die gemeente is die week van toewyding. Die kerkgebou is van Sondagmiddag af oop tot Donderdag. Jy is baie welkom om op enige tyd deur die dag na die kerk toe te kom en jou week en jou jaar eintlik aan die Here toe te wy. Kom raak rustig, Sondagmiddag tussen 4:00 en 7:00 en dan die res van die week van 7:00 die oggend tot 6:00 die aand. Jy is so welkom om net rustig, net soos jy is, vir die Here te kom sê, Here, ek wil graag saam met U reis in hierdie jaar en in my hele lewe. En mag ons aanhou om hierdie 5 dinge raak te sien en om in afhanklikheid van die Here te lewe. Amen. Here, ons wy ons jaar aan U toe. Ons is pelgrims. Ons is opgewonde, U is vir ons baie goed. Leer ons asseblief om te wag. Leer ons asseblief om afhanklik te wees, omdat dinge bo ons vermoë definitief gaan gebeur. En help ons om daar te wees vir mekaar. Dankie dat U ons uitnooi op hierdie avontuur. Amen. Die Vader en die Seun en die Gees nooi jou in hierdie jaar op 'n avontuur.
Amen. Leer my U doen met my, U potte water met my die klei, vorm my en maak my volgens U wil, op en vertrou ek nederig stil. Leer my waar U plan vir my, laat ek nie doelloos, nutteloos bly. Hou my erkentlik, Here net aan, as ek dan swak is, maak U my sterk. U gee gawes, net soos U wou, almal is diensbaar.